Charles Dickens begin A Tale of Two Cities met die volgende openingsfrase. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Dit geld ook vir ons tyd. Hoe leef ons in so 'n tyd? Hoe word slegte tye goeie tye? Goeiedag, ek is Attie Bosso van AP Kerk, Pretoria Oos. Ons lees Romeine 12 vers 12. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Romeine 12 vers 12 sê vir ons 3 dinge is nodig om slegte tye in goeie tye te verander. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in verdrukking, volhard in die gebed. Die kerkvader Augustinus het hierdie 3 opdragte gesien as 'n kort opsomming van die hele Christelike lewe. Die hele pelgrimsreis van die gelowige word hierin opgesluit. Hoop op die eindbestemming, geduld op die pad en gebed as die asem van die reis. Jy kan die pyn nie ontken nie, maar jy kan dit dra, omdat hoop en gebed jou veranker. Verbly julle in die hoop. Hoop is in vandag se taal iets wat baie vaag, baie onseker is. Ons sal sê, ons hoop die ANC sal homself in die land regruk en effektief begin regeer. Die Bybelse gebruik en betekenis van hoop is iets soos om die voetstappe te hoor om die hoek en te sê, ek hoop, ek sien my pa gou-gou. Die Christelike hoop is nie iets wat aardsgerig is nie, maar iets wat Godgerig is. Die Christelike hoop waarin ons moet verbly is die hoop op wat Christus vir ons en in ons plek gedoen het. Dit is die hoop waarin ons verbly. Daarom selfs deur trane is daar vreugde, want ons hoop is Christus en dit wat hy vir ons bewerk het. Wees geduldig in die verdrukking. Romeine 8 vers 28 verseker ons en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Ons kan nie die verdrukking van die lewe ontken of wegwens nie. Ons staan vas in God se hand volgens die belofte van Johannes 10 vers 28, dat niemand ons uit sy hand sal ruk nie. Romeine 8 se oorwinningslied sê ook, ek is versekerd dat niks ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Dit is juist deur geduld dat ons die beeld van Christus dra. Die pad na die Godstad loop deur swaar kry. Moenie dink die verdrukking beteken dat God ons verlaat het nie, hy is nader as ooit, want Christus self het deur verdrukking gegaan. Wanneer ons ly, is ons nie verder van hom af nie, maar nader aan sy voetspore. Die katekismus vra, wat baat dit ons dat ons weet dat die voorsienigheid van God daar is, en die antwoord sê onder andere dat ons onder teëspoed geduldig moet wees. Christus is die krag van ons volharding. Volhard in die gebed. Gebed is die asem van die siel. Ons mag met God praat in en deur Jesus Christus, want die voorhangsel is geskeur. Ons praat met God en ons hou aan om dit te doen, al sug ons net. Romeine 8 sê, die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy bring ons versigtinge voor God. Gebed hou ons vas in God se teenwoordigheid. Gebed bring ons uiteindelik onder die vrede van God. Aan hom, wat ons hoop, ons krag, ons vrede is, kom toe alle eer tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Here God drie-enig, laat ons hoop, geduld en gebed 'n lig wees wat skyn in 'n donker wêreld. Amen. Goeiedag.